Ek gaan nog gou vir Alet, ons vorige pryswenner aan die woord stel. Goeienaand, dames en here. Dankie weer eens, Louis, dat jy my genooi het om vanaand hier te wees. Dit is regtig 'n voorreg. Ek het nou toespraak het ook uitgeleer en vanoggend 5 uur toe sê ek vir my oggend ek het mos vroeg geraak gaan slaap en nou het ek al die woorde vergeet. In elk geval, al die ander mense het alles gesê wat ek wou sê, maar ek dink my broer het vir my gesê, ons sê net vir jy gaan dit nou net beter sê. So, hy is groter as julle almal, so ek mag dit sê. Ek dink julle sal saam met my stem, dis 'n ongelooflike voorreg om hier te wees, om deel van hierdie hele span te wees en hierdie hele proses deur te gaan. Ek weet verlede jaar toe ons het gedoen het, ek het 'n paar grys hare bygekry, 'n paar ander mense het begin pille drink, 'n paar ander het vir my gesê, weet jy, ons moet weer selfmoord. Want jy verwag ons moet binne 5 minute reageer as jy iets gestuur het om te sê, hoe lyk dit, hoe klink dit? Wat dink julle daarvan? My broer sal vir my vinnig weet, hoor jy so, daai duimpie beteken, dis reg, dis goed, dis fantasties. Ek het niks anders nou te sê, ek is besig, weet jy, ek werk op. Maar, ja, dit is, ons almal het 'n ding waardeur ons gaan, ek het Christo mooi geluister, en ek kon my absoluut identifiseer met wat jy sê, Christo, dit is so, jy voel, maar hulle weet niks, ek weet baie meer, en ek het actually dit nagevors, jy weet, ek weet, wat weet hulle weet wat ek weet nie, maar dit is so, dit is 'n hele proses. Maar, so week terug, het Louis vir my so kort en kragtige boodskap gestuur, ek julle moet die boodskappe sien wat hy vir my so af en toe stuur, jy weet, dit is soos, doen, gaan, sê, ek voel so te sê in die ander woorde wat daarmee saamgaan. Die vraag vir my, is jy bereid om 'n toespraak te lewer? En ek kyk mense, ek vir praat was ek nog nooit bang gewees nie, ek het skool gehou. So, nog voor daai laaste punt, die kuberruimte tref, toe sê ek, ja, power. En ek stuur nog, toe kom die antwoord al terug. Ek wil jy moet vir ons vertel van die kreatiewe skryfproses en hoe jy begin skryf het. En toe staan ek sonder woorde. Want ek weet nie. Ek moes daaroor gaan sit en dink. Ek moes toe regtig gaan dink oor wanneer dit gebeur en waarom het dit gebeur en hoe doen ek dit? Want ek weet nie. Ek dink ek het begin skryf vandat ek kan onthou. Ek het 'n ongelooflike wonderlike ouma gehad. Sy het geglo as 'n kind 3 jaar oud is, moet 'n kind die alfabet ken van voor tot agter en jy moes hom van agter na vorentoe ook kon sê en jy moes dit in Engels ook kon doen. En as jy 4 jaar oud word, moet jy kan skryf en jy moet kan lees en jy moet al die tafels ken tot en met die 12-maal tafel. En dit is regtig so, sy was so tipe mens. En as jy gedig gehad het om te leer, dan sê die juffrou, leer nie die eerste strofe. Dan sê ouma vir jou, ag ons leer sommer die hele gedig, dan is dit klaar, dan ken jy hom mos nou, né? En as jy nou vir jou leesles vir haar bring, jy sê, ouma, ons moet hierdie les lees. Dan sê sy, dis reg lief, kom sit, dan lees ons. Dan lees jy hom nou van voor tot agter, en dan sê sy, kom ons lees nou van agter na voor. En dan sê sy, kom ons kyk met daai woorde, en dan skryf jy gou sommer die spelwoorde ook vir my. Dit is my verskriklik, maar vandag pluk ek die vrugte daarvan. Ek kan nie spel soos as iemand vir my sê, spel gou vir my woord, kan ek nie vir jou spel nie, kom klank, en ek gaan nie verkeerd klank nie. Toe ek skool gehou het, sê die kinders my sê, mama, how do you spell that word? Dan skryf ek hom op die bord. Min het hulle gebeur is omdat ek hom nie vir hulle kan spel nie, ek kan hom vir hulle skryf. Maar, nou ja, ek is 'n ou aap, so ek het van beter geweet, nee. Ekskuus, ek moet net omblaai. Goed, my liefde vir Afrikaans het al vele gekry in die huis. My ma was 'n skrywer van formaat. Sy het ongelooflike stories geskryf en sy het nogal heelwat gepubliseer, maar nooit onder haar eie naam nie. Sy was so bang iemand kom agter sy kan skryf en dan lag hulle vir haar en dan kan sy hom dalk klap. En ek kan nogal identifiseer daarmee. My heel eerste gedig na baie jare wat ek geskryf het ek vir Louis gestuur. Toe sê ek, Louis, dink jy ek mag inskryf vir die kompetisie? Toe sê hy vir my, as jy nie inskryf nie, gaan jy nie weet nie, en ek het vertroue in jou. En dog my sê, regtig.
Want ek het nie vertroue in myself gehad nie. Ek het nie vertroue in my skryfkuns gehad nie, want ek het regtig, ek 30 jaar glad nie geskryf nie, ek was glad nie kreatief nie. Maar so het ek toe aangegaan en ek het weer begin om te skryf. En my ma se verhale wat sy geskryf het en die sprokies wat sy ons vertel het toe ek kind was. Ons het nie groot geword met Sneeuwwitjie en Dorinosie en daai goed nie. Ons het groot geword met my ma se stories. Van die dogtertjie wat op die maan se strale loop en daai tipe van goed. En toe ek begin om nou weer te skryf, toe kom ek agter, maar dit was my boublokke. Dit is waar my liefde en my kreatiwiteit in Afrikaans vandaan kom. Skryf is deel van my, soos om kondensmelk te eet. Ek is lief vir kondensmelk, vrek lief. Of soos om asem te haal. Baie vreugdes word uitgeskryf, maar ook so baie hartseer en pyn. 'n Mens weet gewoonlik nie hoe om te sê, ons almal kan nie 'n shilling bekostig nie. So, dan skryf jy maar. As iemand by in my kantoor nou instap en sê, jy weet, ek voel nie lekker, dan sê ek, pen, skryf. Ek weet nie, dit was dalk hoofpyn geweest, maar skryf daaroor vir my. Ek was vir 'n baie lang tyd in 'n woestyntydperk vasgeval. En een oggend toe staan ek op, want toe is alles nie meer net swart en wit nie. Toe is daar so 'n spatsel kleur en die silhouette vir my ingeverf en ek kon toe my woorde weer begin sien. Ek is 'n visuele mens. As ek nie 'n ding kan sien nie, dan werk hy nie vir my nie. Ek het al baie keer gesê, ook as hulle vir jou instruksies gee vir saam met 'n nuwe televisie of ek is tegnologies gestremd heeltemal. So vir my sê druk die blou knoppie en daar's 'n groen knoppie, dan weet ek nie watter knoppie om te druk nie. Maar as hulle vir my prentjies saamgegee het, sou ek presies geweet het. So ek werk op prentjies en ek sien ook in prentjies en woorde kom ook vir my in prentjies. Ek glo 'n mens moet getrou wees aan dit wat eg is en wat waar is. Ek kan nie skryf oor iets wat ek nie ken nie. En so dit is belangrik. Bly so na en so eg as wat jy kan aan jouself. My gedigte wat ek skryf, iemand het vir my nou so ruk terug gesê, jy weet, jy kan skryf oor die son en die maan en die sterre, en dan is dit eintlik oor jouself wat jy skryf. Jou gedigte is metafore. En toe dog ek myself, daai ou moet nie weer my gedigte lees nie, want hy gaan weet wie is ek. En dit is so. My goed wat ek skryf, gaan oor myself. Het gaan oor my lewe. Ek het nou die dag het iemand vir my gesê, skryf ons 'n bietjie 'n liefdesgedig, want jy vroeg net. Toe skryf ek 'n liefdesgedig, maar ek het so gegiggel oor liefdesgedig, want dit is nie ek nie. Ek kan nie oor so iets skryf nie. Maar weet nie, dan kan ek seker eendag weer daaroor skryf. Kreatiewe skryfwerk is 'n potensiaal wat in almal weggelê is. En ek dink dit hang vir ons elkeen van onsself af, of ons dit wil ontgin of nie. Party ouens dink sport, party mense dink aan skryf, en dit hang vir jouself af, of jy daaroor wil, wat wil jy daarmee maak? Wil jy skryf of wil jy nie? Ons het almal tog iets om te sê. En die vraag is net, wat wil ek sê? Hoe wil ek dit sê? Wanneer wil ek dit sê? En waar wil ek dit sê? Ongelukkig gaan dit dan ook gepaard met, soos wat Jan gesê het, lees, 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 lees. En as jy klaar gelees het, kry jy nog iets om te lees. En dan natuurlijk, die belangrikste is navorsing. Ek het vanmiddag het ek vir iemand vertel, ek het 'n gedig gelees, nou so ruk terug. Was op 'n hele groep gewees en was op 'n ander groep. En dit was regtig 'n ongelooflike mooi gedig. Wow. Dit was great. Maar toe ek die gedig weer lees, hierdie vrou deur haar venster het sy die seetoneel beskryf. Maar toe ek die gedig weer lees, toe het sy plante gevat wat in die bosveld groei en nie by die see groei nie. En sy het 'n seearend wat vlieg. 'n visarend wat vlieg. Hy het oor die see gevlieg, dis ook met 'n seearend was. En toe kom ek agter, maar dis nie so grand gedig after all nie. Dis mooi woorde. Maar as jy nie regtig gaan bietjie kyk na, dan is dit nie vir jou logies nie. Mense as jy ons skryf, en doen bietjie navorsing. Die mense is nie stupid wat ons moet lees nie. Ons wil graag hulle moet dit lees, en as jy nie hou by die waarheid nie, dan is dit fiksie. Dan is dit nie regtig eg nie.
Sommige skryf beter wanneer hulle vroeg, beswaard of belas is. Ander weer wanneer die son skyn en die klippe lag. Nou ek het vir julle gesê, ek is 'n beroepsskrywer. Ek verwoord myself baie makliker met donker beelde, met monsters, en met pyn en lyding. Elkeen met sy of haar eie skryfstyl en sommiges hou van kunstige woorde en nuutskeppings. En dit is dan gewoonlik ook aan die orde van die dag. Jy kan in elke reël lees jy 'n nuwe woord. Die ding van neologismes, nuutskeppings, is 'n ding wat al so 'n paar keer gebruik word. Dan is hy 'n nuutskepping. As jy nou iets nuuts uitdink, is dit jou eie woord en dit is seker 'n nuutskepping vir jou, maar dit is nie 'n nuutskepping in die taal nie. So ons moet dan so partykeer 'n bietjie bedag wees dat ons dan nie elke reël 'n nuwe woordjie insit wat 'n totale wow is vir jouself nie, maar hy is eintlik so groot wow in die taal nie. Ek persoonlik hou van eenvoud. Ek hou daarvan as iemand my goed lees, moet hulle verstaan wat daar staan. Ek wil nie julle moet wonder oor, as ek nou al hierdie woorde in die woordeboek eers nageslaan het, dan gaan ek nou eintlik seker weet wat ek hierdie persoon nou vir my te sê gehad nie. Ek hou van oud. Ek hou nie van 'n ding wat oorgeverf is nie. En dis dieselfde met my skryfwerk ook. Ek hou van dit wat ek is. Dan, baie keer vra hulle vir my nou, maar waaroor skryf jy? Dit hang af. Ek het partykeer 'n gedagte, my lekkerste skryfplek is in die kerk, glo dit julle wil. Ek is onafleibaar, ek kan net 10 minute konsentreer en dan moet hulle amen sê, en as hulle wil amen sê nie, dan skryf ek. Dis regtig so. Ek het al van my wonderlikste gedigte daar geskryf, ek dink ek is dan ook seker so met die Heilige Gees gegryp, ek weet nie. Maar, ek het 'n notaboekie. Nou dink hulle almal, ek skryf altyd die ou teksversie neer, ek skryf nooit uit. Dis nie so nie. Ek het hierdie voeterskies dat Jesus so my kop ewe skielik, jy weet, hulle nou dag het hulle gelees van, hy is my herder. En toe kom hierdie gedig in my kop op, van, hulle lees, die Here is my herder. Maar party van ons is herderloos. Party van ons soek na daai rus in die weivelde en die goed. En toe skryf ek soms daar in die kerk sommer 'n gedig, sommer gou daaroor ook. My kind het my so gekyk en gesê, en ma sê vir my, ek moet kerk toe gaan. Ek sê, ja my kind, wys jy kan kreatief wees dan. Maar, dan wil ek ook sê, weet jy my gebruik, raar waar jou beeldspraak, jou ruitpatrone, jou jambe, jou enjambemente, en daar is nog 'n berg ander boustene wat jy ook kan gebruik. Maar moet nie alles probeer om in een skepping te sit nie. Ek sê vir jou sê, die ou wat hom gaan lees, gaan moeg wees, en die ouens wat moet beoordeel, gaan dood wees. Onthou net een ding. Die Frans het 'n gesegde van 'n deftige swart rokkie. As jy een swart rokkie in jou kas het, dan kan jy enige plek toe gaan. En dis met die gedigte ook so. Jou gedig moet jou deftige swart rokkie wees. Daai enetjie wat jy enige plek toe kan vat. Met ander woorde, hy moet stylvol wees en hy moet treffend wees, maar hy moet tog ook eenvoud wees. Ek wil nie sê eenvoudig nie, want dit klink nie lekker as jy sê hy is eenvoudig nie. Ek dink wat ek hier wil sê is, en toe Anna Jan my voorgespring net nou weer gesê, sy kan nie onthou wie dit gesê nie, ek kan ook nie onthou wie dit gesê nie, maar het kom daarop neer, jy begin minder maak, start to kill your darlings, strook jou gedig, en maak, ek is baie bly vir hom. Ek het hom absoluut vir afskiet toe ek hom moes doen in my 3de jaar op universiteit, so stuur vir hom groete. Maar ek is bly as hy dit kon gesê het, want ek sê ook so. Stroop en minimaliseer. Daar kan jy net met die genaakte been te staan voor jou. En dit is waar die goud lê. Wanneer ons begin om minder te maak, is wanneer ons eintlik begin meer maak. Skryf en los jou maaksel vir 'n uur, 'n dag, selfs 'n week. En dan gaan jy terug en dan begin jy skaaf. Ek het nou gedigte wat 'n jaar oud is, waar ek nog steeds skaaf. Ek lees ons toe, o genade. Dit is ook nou so gesê, laat ek net 'n bietjie anders gesê, dit klink dan bietjie beter. Dit is so, jy kry daai een wow gediggie van jou wat jy skryf en regtig waar is 100% reg. Jy hoef niks oor om te doen, jy hoef om te dink nie. Maar dis is jou kinders wat jy groot maak. Jy weet, jy dink jou kind is gebore en dan denk jy, dis die wonderlikste ding wat gearriveer het, né? Dan word hy 2 jaar oud.
Nou ons almal ken die terrible twos, dan kry jy die horrible threes, né, en dan kry jy die viers. En dan kom jy agter jy moet hom nou bietjie so anders groot maak. En dit is presies dieselfde met jou skryfkuns ook. Jou skryfkuns moet groot gemaak word. Daai eerste maaksel is fantasties. Jy dink so, die volgende ou dink vir sy gesig as jy met hom opdaag. Dan, vir my as taalversorger, ekskuus, ek wil nie so praat nie. Vir my as taalversorger is sinskonstruksie, woordeskat en spelling, met ander woorde taalversorging, verskriklik belangrik. En moet ek menigmaal op my hande sit, veral as ek nou 'n bietjie op die sosiale media kuier. My oudste suster sal altyd my sê, Atta, sit net op jou hande. Sit net op jou hande. Moet niks sê nie, moet niks doen nie, sit net op jou hande. Nou dit is rarig so, as ek partykeer lees, party mense waar dit D is, dan is dit 'n T. Of, soos Jan gesê het, die se dingetjie. Dit lyk of ons almal in se swartie skryf of se pedie skryf. Ons kan maar nie moeite doen om die regte ding te gebruik. Dit is hoekom dit Afrikaans is. En dan die mense wat weet, met wie ek die selfoon so briefiestuk. Hulle kry altyd so boodskapie na die boodskap, dan moet ek stelfoute wat reggemaak is. Omdat ek ander afleibaar is, jy weet, ek is so grand, ek stuur hom al en sê, daar is 'n fout, ek moet hom regmaak. En dan maak ek hom nou reg. So ek en dit word nie dieselfde asem genoem nie. En ek dink baie van ons maak daai fout. Daai vingerglipsie, ons laat hom deurgaan. En dan besef ons na die tyd, oeps, dit was 'n foutjie gewees. Dit was nie doelbewus nie, dit was per ongeluk gewees, dit was per opsie gewees. Stop, lees, maak reg, en dan stuur jy. Want om terug te gaan en dan terecht te maak na die tyd, jy staan saam so effens met 'n rooi gesig, hoor. Dan 'n keurige afgeronde stuk, het sy of dit jou poesie, prosa of 'n langer skryfstuk is, sy waarde is baie groter as 'n skildery wat net met 'n paar woorde uit bestaan. Wat ek hiermee vir jou probeer sê is, toe ek nog skool gehou het ek altyd vir die kinders gesê, weet jy hoef, want ek vir die addisionele, vir die tweede taalkinders Afrikaans addisioneel gegee. En baie van hulle sê, but now I can't write in Afrikaans. Dus ek weet jy wat, al kan jy nie in Afrikaans regtig oordentlik skryf nie, as jy vir my 'n oordentlike ding inhandig, met ander woorde, jy het die moeite gedoen om 'n woordeboek te vat. Jy het die moeite gedoen om te kyk. Jy het moeite gedoen om stompie toe te pas. Dan het jy moeite gedoen en dan doen ek moeite om daarna te kyk vir jou. Maar as ek 'n ding kry wat sommer net saam geplans is, dan gaan ek regtig nie moeite doen nie, want jy het nie moeite gedoen nie. En dis wat ek probeer altyd oordra. Selfs vir die mense wat na my toe kom en vir my sê, help my met hierdie gedig en daardie gedig. Dan sal ek sê, weet jy, doen net 'n bietjie moeite. Soos Jan net nou gesê het, as jy punctuasie toepas, moet dit nie net in die eerste strofe doen en dan dink die ou wat nou moet gaan lees, gaan dit nou sommer vir jou in die tweede en die derde strofe ook doen nie. As jy dit gedoen het, begin het en doen dit deurlopend. Moenie daar 'n ding doen en dan hieronder doen nie. Of as jy besluit jy gaan nou van punte gebruik maak, dan sit jy die punt nie hieronder nie. Gaan nie terug. Dit was nie dalk nie jou bedoeling gewees om dit so te doen nie, maar gaan terug en gaan maak reg. Ons almal is regtig waar nie vrywaar van fout maak nie. En dis tog jou trots wat jy inhandig. En dit is vir my baie belangrik dat daai deel, die taaldeel, altyd korrek moet wees. Reg. Christel het eendag 'n ding gepost op Facebook oor 'n wow gedig. Wanneer is dit 'n wow gedig? Nou kyk, ek is nie baie lief om 'n gedig te post nie, want ek raak so kwaad, want niemand wil vir my 'n gesiggie opsit wat sê wow, of 'n vingertjie wat my sê ag dis chap, of 'n hartjie, ag ek lief jou gediggie nie. Hulle gaan net so verby my gedig. Dan dink hulle myself nie, maar niemand hou van my goed nie. Maar wanneer is dit 'n wow gedig? Dit is vir my 'n wow gedig, wanneer iemand vir jou sê, weet jy, ek het teruggegaan en ek het weer 'n keer jou gedig gelees. Ek het tyd gespandeer aan jou gedig en ek het iets gekry wat vir my beteken. Ek het iets gekry wat ek saam met my kan vat uit jou gedig. Dis 'n wow gedig. Daai vingertjies en daai goetertjies en beteken nie regtig iets nie. Partykeer sit ek ook sommer net, ek laat jou naam, sit ek sommer net daar sit, tjaf, dis grand gewees. Maar ek het nie gedig regtig gelees nie, ek het ek saam met my gevat nie. Dan, een ding waar ons Afrikaners ons vreeslik skuldig maak,
My ma het altyd gesê, ek is soos 'n kraai, as dit blink, dan wil ek hom hê. En ons is presies dieselfde in die taal ook. Ons like van trimmies. As hy woorde so grand is, en ons sit nog woorde by. En ons maak dit so mooi, en dit is samenstellings, en dit is met koppeltekens geskryf, dan kan ek 'n ertjie kry. Maar, dis eenkant gesit. Dit moet net mooi lyk. Dit is vir ons belangrik. En dit is nie so belangrik nie, want ons steek ons goud weg. Ons is besig om alles wat regtig waar eg is, weg te steek onder al hierdie trimmings. Want weg is nie moeite werd nie. Dan, ek wil vir ieder en elk aanspoor om aan te hou skryf, ongeag of iemand anders van jou gedigte of van jou stories hou. Dit is goed om vir jouself te skryf, om jou siel so af en toe te was, en dan te balsem, en in vars linne toe te draai. Laastens, maar nie vergete nie, Louis, ek wil jou graag gelukwens met hierdie inisiatief. Ek deel beslis in jou visie ten opsigte van die groei van Afrikaans, al stem ons nie altyd saam nie. Jou baba is besig om 'n kleuter te word en groei met rasseskrede. Maar tog wil ek jou sê, so af en toe sien ek hierdie moeswillige tiener kop uitsteek. En daai moeswillige tiener is mos hierdie kindsinniges. Ons is mos almal divas. En kyk skinderbek van formaat hoor. Ons moet een ding onthou. Dr. Kruiven het eendag gesê, 'n mens kan nie vir geld raak speel nie, want jy mag nie groter as sport word nie. Ek raak weg. Maar dit is belangrik dat ons nie sal vergeet hoekom skryf ons nie. Ons skryf omdat dit vir ons lekker is en omdat ons die taal wil lewendig hou. So hierdie onderlingse bekleierery tussen mekaar, oor my gedig is mooier as jou gedig en my gedig is grander as jou gedig en ek hou nie van jou gedig nie, maar ek hou nie van jou sinne nie, is onsinnig. Die lewe is in elk geval te kort om oor sulke snert te beklei. Maar dankie weer eens dat ek hierdie spesiale geleentheid saam met julle kon deel. En dan wil ek graag afsluit met 'n gedig van my. Nou hoop ek nie, ek gaan huil nie, want toe my boetie hom lees, toe sê hy vir my, nee man snert, jy laat 'n mens grens. Dis 'n verwerking van 'n gedig wat ek geskryf het oor eerste liefde, die een waar ek gegiggel het. Oor wanneer jy jou eerste kerel of jou eerste meisie het, en daai, kyk dit is ons daai oneindigende liefde. Kyk, jy het nog nooit iemand so lief gehad nie, jy gaan nooit weer iemand so lief hê nie, en jy gaan nou met daai een trou en jy gaan sy kinders baar met doesyne, en dis mos eerste liefde. Die eerste kennismaking het klokke laat lui, 'n warm soet gevoel in wording, soos 'n elektriese lading vul en leef jy binne my. Jou asem en intonasie wapper om my, vlinder tot diep binne my bors, voed my ewige dors, jou aroma bly om my te verlei. Jou woorde wek 'n koor, en woordspatsels verewig jou siel, wys jou menswees in die spieël, jou woordpalet sal my altyd bekoor. Toegewy in jou taalrykheid, lê my liefde fyn en broos, geborge veilig vind ek troos, vind ons saam die liefdesakkoord, Afrikaans my taal.